As hy goeiemôre julle almal, baie welkom by die diens vanoggend. Ek glo julle het 'n geseënde Kersfees gehad en of party van julle het dalk weggegaan en party van julle het dalk by die huis gebly, maar ek hoop regtig julle het dit geniet, die tyd saam met die familie. So baie welkom by die diens vanoggend. Is nou 'n aanlyn diens, maar nog steeds ons weet die Here werk ook deur 'n aanlyn diens. Kom ons open met gebed. Almagtige Vader, ons dra hierdie boodskap op na U toe, almagtige God. Ons bid vir elke persoon wat ingeskakel het vanoggend, dat U hulle harte sal aanraak, Here Jesus. Here, ons weet by U is geen perke nie, Here, of die mense hierso sit en of hulle aanlyn luister, Here, U kan nog steeds die persoon se hart aanraak, almagtige Vader. En daarvoor bid ons, Here. Daarom bid ons vir die boodskap, almagtige God. Praat asseblief kragtig deur my, Here Jesus. Laat hulle nie my hart hoor nie, Here, maar laat hulle U hart hoor vanoggend, Here Jesus. Laat hulle die hart van die Vader en die Seun en die Heilige Gees hoor. Ons bid dit in U groot en almagtige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Alsy. So vandag se boodskap is, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. En die skriflesing is Joshua 24 vanaf vers 15 tot 18. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? Maar wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. The people replied, we would never abandon the Lord and serve other gods. For the Lord our God is the one who rescued us and our ancestors from slavery in the land of Egypt. He performed mighty miracles before our very eyes. As we traveled through the wilderness among our enemies, He preserved us. It was the Lord who drove out the Amorites and the other nations living here in the land. So ons sal ook die Here dien, want Hy alleen is ons God. So hier is 'n baie mooi en is 'n bekende verhaal. Baie mooi verhaal. So om julle so 'n bietjie agtergrond te gee, Joshua roep al die stamme van Israel bymekaar. En hy herinner die volk van dat hulle voorvaders het afgode gedien. En hy herinner hulle dat God het die volk bevry uit slawerny uit Egipte. En God het vir hulle 'n pad gemaak deur die Rooi See, deur die woestyn. God het die ander nasies, die Amorite, verslaan om vir hulle 'n plek te maak in Israel. Nou hy sê dat dit alles was die werk van die God van Israel. Nou hierdie samekoms van al die stamme is 'n herbevestiging van hulle verbond met God. So is 'n baie belangrike samekoms. Maar dit lyk vir my daar is nog afgode onder die Israeliete. Van hulle het maar nog 'n bietjie afgode. Hulle harte is nie 100% by God nie. So Joshua roep al die stamme bymekaar. Hy sê vir hulle, God is heilig en God vereis onverdeelde trou. En ons ken die gedeelte van Exodus 20. Kom ek lees vir ons. Waar die Here sê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Julle gaan moet 'n keuse maak, sê Joshua. Verwyder al julle afgode en kies vir God. Hy sê, sit al julle fokus op God. Sit al jou fokus 100% op God. En daardie dag maakte die Israeliete 'n baie belangrike en 'n groot besluit. Hulle sê ook, ons sal die Here dien. Hy is ons God. Hulle maak ook die besluit. En ek wil vandag gaan stil staan by net twee gedagtes. Vanoggend is nie 'n lang boodskap nie. Julle gaan nog kan gaan strand toe gaan 'n bietjie later. So ek gaan vanoggend net stil staan kortliks by twee gedagtes. Die eerste gedagte waar ons gaan stil staan is die volk Israel.
So ons gaan 'n bietjie kyk na Israel en dan gaan ek kyk na ons vandag. So kom ons kyk eers na Israel. So ons kan sien in hierdie skrifgedeelte dat God seën vir Israel. Joshua roep al die stamme bymekaar. Ek gaan dit 'n paar keer sê want dit is baie belangrik vir vanoggend se boodskap. Joshua roep al die stamme bymekaar. En Joshua herinner die volk aan die verbond tussen hulle en God. God sal hulle God wees en hulle sal God se volk wees. Maar daar mag geen afgode by hulle wees nie. Geen. Joshua herinner die volk, God was heeltyd by hulle in die verlede. God het hulle verlos uit Egipte. God was by hulle soos hulle gereis het deur die woestyn. God het vir hulle voorsien. Dit was God gewees. God gee vir hulle rus. Die fokus is op God. God het hulle gered uit elke vyand se hand. Dit was God gewees. Joshua herinner hulle. Mense, dit was God gewees. Mens kan dit sommer indink. Mens kan onsself indink, hoe moes dit gelyk het met Joshua en al die 12 stamme voor hom. Hy maak dit baie duidelik. Hy sit die fokus op God. Hy herinner hulle, God seën die volk van Israel. Ek sê weer, hy sit die fokus 100% op God. Maar soos ek nou gesê het, dit wil lyk asof die Israeliete van die nasies rondom hulle se gewoontes aangeneem het. Van hulle het afgode. En die Here hou glad nie hiervan nie. Hulle harte is nie 100% by God nie. En dan maak Joshua 'n baie ernstige beroep op die Israeliete, op al 12 stamme. So al die stamme van Israel, maak vandag 'n besluit. Kyk wat sê vers 15 en 16. Waar Joshua sê, of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het, ander kant die Eufraat, of die gode van die Amoriete, in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Die volk het geantwoord, ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. So ons kan sien dat Joshua en sy gesin het klaar die besluit gemaak. Wat my en my huis betref, ons sal die Here dien. En dan antwoord die stamme vir Joshua. En hulle sê, hulle maak die belangrike besluit. En hulle sê, vers 17 en 18, dit is die Here, ons God, wat ons en ons voorvaders uit Egipte, die plek van slawerny, gebring het. Hy het daar die groot wonders voor ons oë gedoen, en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het, en teen al die volke, deur wie se gebiede ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uit verdryf, die Amoriete wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God. So hulle maak die besluit, baie duidelik. So dalk wonder julle vandag, hoekom hierdie boodskap vanoggend? Want julle sien, soos julle weet, ons is nou in 2026. Ons het nou in 'n nuwe jaar ingestap. 4 Januarie 2026. Mense kan dit amper nie glo nie, nê. Soos mens ouer word, hoe vinniger vlieg die tyd. As mens jonk is, dan gaan die vakansie sommer lank aan. Maar soos mens ouer word, vlieg die tyd. En ons is wragtig alweer in 'n nuwe jaar. En daar is so baie nuwe dinge wat vir ons wag in hierdie nuwe jaar. Ek is seker daar is baie dinge wat jou opgewonde maak vir hierdie nuwe jaar. Dalk het jy nuwe jaar voornemings gemaak. Mens weet mos eintlik daar sekere nuwe jaar voornemings wat mens nie eintlik maak nie, want die meeste van die tyd kan mens nie eintlik by dit hou nie, nê. Maar dalk het jy 'n nuwe jaar voornemings gemaak. Soos dalk het jy besluit om meer oefening te doen.
of dalk om meer te braai. Ons weet mos as die man en die vrou praat, dat die man moet meer begin kos maak, dan besluit die man, okay, hy sal meer begin braai. So dalk is dit een van jou nuwejaar voornemens, of dalk is dit om minder soetgoed te eet hierdie jaar. Dis niks niets hierdie nuwejaar voornemens, nee, dit kom maar elke jaar. Dalk het jy besluit om meer te gaan stap op die strand. Dalk het jy besluit om hierdie jaar 'n punt daarvan te maak, om meer aandag te gee aan jou man, of jou vrou, of jou kinders. 'n Belangrike nuwejaar voorneming. Dalk het jy besluit om hierdie jaar meer gereeld kerk toe te kom. Of dalk hierdie jaar meer gereeld jou Bybel te vat en stilte tyd te hou in die oggende of in die aande. Dalk het jy besluit om hierdie jaar meer gereeld met mense die evangelie te deel. Dis belangrike nuwejaar voornemings. So as ek jou mag vra, waarmee begin jy die nuwe jaar? Waarmee begin jy 2026? Waarmee stap jy die nuwe jaar in? En as ek mag vra, met watse skrifgedeelte stap jy 2026 in? Joshua het sy hart gewys vir die hele volk Israel. Hy het sy hart absoluut vir hulle gewys. Hy sê, wat my en my huis betref, sy hele huisgesin, ons sal die Here dien. En God was by Israel gewees. En God is by jou vandag. Daar waar jy sit, of daar waar jy staan, of dalk luister jy terwyl jy bestuur. God is by jou. God sorg vir jou. God het vir Israel gesorg. God sorg vir jou. En God seën jou. God het vir Israel geseën, en hy seën jou. En God is lief vir jou. En ek voel vanoggend, soos Joshua. Ek voel nogals baie soos Joshua. Ek stap die nuwe jaar in met hierdie skrifgedeelte. Hierdie is my skrifgedeelte vir die jaar. Wat is jou skrifgedeelte? Het jy al ietsie in gedagte? Het jy al die Bybel gevat en het die Here al vir jou iets gewys? Wat is jou skrifgedeelte vir die jaar? Kom ons almal maak ook die besluit soos Joshua. Kom ons begin die jaar met dieselfde hart as Joshua. Joshua het al die stamme nader geroep. Joshua het al die stamme nader geroep. Ek sê dit weer. Joshua het al die stamme nader geroep. Wat van jou? Roep al jou kinders nader. Roep jou hele gesin nader. Dalk kan jy 'n afspraak maak met jou hele familie. Roep jou hele familie bymekaar. Dan maak julle ook daai groot besluit. Hierdie jaar begin ons in die naam van God. Ons begin dit in dieselfde God van Israel. Dis dieselfde God. Ons begin dit in die naam van die Here. Ons maak ook daai selfde besluit as Joshua. Ons maak ook daai groot besluit. Ons stap die jaar 2026 in saam die Here. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Almagtige Vader, dankie vir die boodskap vanoggend, Here Jesus. Here, ons weet dit is 'n eenvoudige boodskap, Here Jesus, maar 'n kragtige boodskap, Almagtige God. Ons kan so baie leer by Joshua. Here Jesus, selfs daai tyd het die nasie gesukkel, het die volk van Israel gesukkel met die nasies rondom hulle. Die goddelose nasies rondom hulle het vir Israel beïnvloed met afgode. Here, selfs ons vandag, Here, eer hinder ons vandag. Selfs vandag, die Afrikaners in Suid-Afrika wat luister, die Afrikaners in Nieu-Seeland wat luister, die Afrikaners in Auckland of Christchurch of Howick, Vangery wat luister vanoggend, ons almal moet ook
daai besluit maak, Here Jesus. En ons moet dit daagliks maak, Here. Ons moet elke dag, moet ons U kies, Here Jesus. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Amen.